Goeiemôre julle en baie welkom by ons erediens. Ek hoop regtig dat dit goed gaan met jou, dat jy gesond is, dat jy selfs 'n bietjie lewensvreugde geniet. Ons begin ons diens met 'n paar gedagtes uit Psalm 80. Kom ek lees dit vir ons. Here, U is ons herder. U lei ons soos 'n kudde. U troon oor die gerubs. U is almagtig. Verskyn tog aan ons in die almag. Here, ons is U wingerdstok. Ontferm U oor ons as U wingerdstok. Neem ons onder U sorg. Hou in stand wat U self geplant het. Here, ons is U volk. Hou U hand oor ons vir wie U gekies het. U volk vir wie U groot gemaak het. Hou ons aan die lewe, sodat ons U prys. Ek groet in die naam van die drie-enige God. Die Here sien jou, die Here weet van jou, die Here wil sê, hy gee sy liefde vir jou wat geen einde het nie. Hy sal nooit anders met jou werk as deur sy genade nie. Kom ons bid eers saam. Ons Here, dankie dat ons U naam mag aanroep, dankie dat ons aan U kan dink vanmôre as die bron van lewe. Ons wil graag drink by hierdie fonteine van lewe wat U vir ons laat oopgaan. Dankie dat ons aan onsself kan dink as mense wat vir U kosbaar is, vir wie omgee, vir wie U moeite doen, ook nou en veral nou ook in 'n tyd soos hierdie. Mag ons U self sien, mag ons U self verstaan en beleef en daardeur weer die lewe omhels. Praat met ons is gereed om U woord te hoor. Amen. Vandag is Moedersdag. Dit beteken reg oor die wêreld heen dink mense aan hulle moeders, aan hulle ma's. En hulle dink aan die rol wat hulle gespeel het, hulle dink aan al die insette wat hulle in hulle lewe gemaak het. Nou ek gaan nie vandag vir ma's raad gee nie. Ek gaan nie dit waag nie, dit is heeltemal te ingewikkelde saak en te komplekse saak vir 'n man. Maar daar is een ding wat ek met groot oortuiging en sonder vrees van teespraak kan sê. En dit is dat ons wêreld beter is omdat daar ma's is. Dink maar net hoe ma's sorg dat hulle mans, hulle seuns, dat hulle ordentlik lewe, dat hulle beskaafd lewe. Sonder ma's sou dit sekerlik nie moontlik gewees het nie. En dan weet ons ma's is die simbool van liefde, van versorging. En dis waarby ons vanmôre gaan aansluit. En die tema is, kies die lewe en skep dan ruimtes van lewe. Dis waar ons 'n bietjie gaan gesels. En ons begin deur aan God te dink, want ons assosieer God met lewe. Hy is die bron van lewe, en as ons dit sê, dan dink ons aan God in terme van 'n pa-beeld en 'n ma-beeld. In Deuteronomium 32 vers 6 en 18 kry ons hierdie gedagte wat sê, God het ons in die lewe gebring, God het ons in die wêreld gebring. God gee lewe. Jesus sluit ook aan by hierdie motief van lewe wanneer hy sê, ek het gekom dat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. Dit staan in Johannes 10 vers 10. So, God is lewe, God gee lewe, God nooi ons om te lewe, om die lewe te kies. En dis ons eerste teks vanmôre, Deuteronomium 30 vers 19. Die Here sê, ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy in jou nageslag kan lewe. En dis wat ons gaan doen vanmôre, ons fokus op lewe, en ons dink aan ma's wat die bron van lewe is, wat lewe verteenwoordig, en ons dink aan God, veral in terme van die moederkwaliteite, die moedereienskappe, wat die Bybel ook aan God toeken. Nou gaan ons sê, wat leer dit vir ons van die lewe? As ons kyk na ma's en ons kyk na God as 'n moeder, as jy dit so wil sê. Die eerste gedagte is, bring lewe, omdat jy lief het. Ons weet vroue gee lewe, hulle gee geboorte aan kinders. En dit gaan dikwels gepaard met 'n nogal 'n ongemaklike situasie, letterlik bloed, sweet en trane. Nie 'n lekker situasie nie. Hoekom doen hulle dit? Omdat hulle lief het. Liefde is die grondbeginsel van die lewe. Ons kry dit ook by God. Dink aan God en liefde as die grondbeginsel van die lewe. God se wese is liefde, dit sê 1 Johannes 4 vers 8 vir ons. God is lewe, God is liefde. En hierdie liefde beteken hy aanvaar verantwoordelikheid vir ons. Dit beteken hy tree altyd op tot voordeel van ons mense.
Alles wat God doen, doen hy omdat hy ons lief het. Hy skep omdat hy lief het. Hy sluit 'n verbond met ons omdat hy lief het. Hy stuur Jesus as verlosser en verlos ons omdat hy lief het. Hy gaan éventueel sy verlossingsplan voltooi omdat hy lief het. Alles wat God doen, doen hy uit liefde. Liefde beskryf ook al God se verhoudings. Hy sluit met ons 'n permanente liefdesverbond omdat hy ons lief het. Jesus demonstreer God as liefde, want so lief het God die wêreld gehad, sê Johannes vir ons, dat hy sy seun gestuur het. Jesus demonstreer daai liefde. Die Heilige Gees realiseer hierdie liefde, want hy is ons trooster. Hy is ons hulp. So, God verteenwoordig. God is ook liefde as die grondbeginsel van die lewe. En dan die wonderlike ding is, hierdie liefdesgod maak van ons liefdesmense. En daardeur skep God 'n soort nuwe mensheid, 'n alternatiewe mensheid. En dis ons uitnodiging. Wees deel van hierdie liefdesbedeling wat God tot stand gebring het. Dit beteken doen alles wat jy doen in liefde. Waar liefde is God, waar God is lewe. So kom ons aanvaar die uitnodiging, ons dink aan ons eie lewe. Hoe bring ons liefde? Waar bring ons liefde? Bring dit in jou huis, jou vrou, jou man, jou kinders, jou vriende, jou naby mense, mense wat bietjie verder van jou af is, vreemdelinge, kwesbare mense, brose mense. Hoe leef ons in liefde teenoor hierdie mense? Hoe skep ons lewe omdat ons in liefde lewe? Jy gaan dan konkreet oor, wees kreatief, wees prakties wanneer jy die liefde uitleef. Kies lewe omdat jy lief het. Soos Maas vir ons leer, soos wat God vir ons leer. 'n Tweede gedagte uit God se moedereienskappe wat ek wil deel, is skep 'n lewe wat, skep 'n ruimte wat tuis wees na vore bring. Jesus gebruik nog 'n interessante beeld oor homself. Hy vergelyk hom met 'n moederhen. Ons kry hierdie gedagte in Lukas 13 vers 34. Hoe dikwels sou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Jesus sê hy bring 'n tuiste tot stand. Dink net hoe hy mense nooi om by hom te kom, om saam met hom te wees, om by hom warmte te ervaar, om liefde te ervaar, om sorg te ervaar, om omgee te ervaar. So wat is ons antwoord op hierdie moederhen gedrag van Jesus? Ons antwoord is om te sê, Here, ek wil by U wees, ek wil by U tuis wees. By U is daar warmte, daar's liefde, daar's omgee, daar's sorg. En dis ons uitnodiging, skep so 'n tuiste vir mense. En daar's 'n paar merkers waar ons kan dink. Dink bietjie, hoe beleef mense jou? Hoe beleef hulle die ruimte om jou? Is dit vir hulle 'n tuiste? Vir jou naby mense, vir jou ver mense? Beleef mense dat hulle kan tuis kom by jou, want daar's liefde, daar's omgee, daar's sorg. En ek dink in 'n tyd soos hierdie moet ons juis hieroor dink. Ons wêreld is dikwels 'n wêreld van selfsug. Elkeen vir homself en die duiwel van die res, is 'n ou spreekwoord wat ons sê. In so 'n wêreld kan ons juis 'n tuiste kom skep vir mense. Dink aan 'n tuiste in terme van die lewensbehoeftes wat mense het vandag, lewensmiddele, behoefte aan kontak, behoefte aan bemoediging. Ons kan 'n beter wêreld skep wanneer ons vir mense 'n tuiste skep, soos wat Jesus vir ons geleer het en so wat Maas vir ons leer. 'n Derde gedagte is leer mekaar lewe, skep 'n ruimte waar ons mekaar leer lewe. Ons kry die gedagte in Deuteronomium 32. Daar gebruik die skrywer 'n beeld om God se gedrag te beskryf. Met die beeld van 'n arend. 'n Arend, dit kan 'n pa of 'n ma beeld wees wat die kleintjie die nes uitskop, bo van die kraans af, die kleintjie val grond toe, gaan hom te pletter val. En dan kyk die arend, moeder arend, as die kleintjie dit nie gaan maak nie begin vlieg in hierdie val nie, vlieg dan onder die kleintjie en tel dit op, dra dit terug na die veiligheid van die nes toe. Dis 'n proses waar die kleintjie geleer word om te vlieg. Ja, natuurlik is daar 'n bietjie van 'n skrikwekkende belewing, maar uiteindelik leer die kleintjie vlieg en dan die kleintjie vlerke en dan kan die lewe ontvou. En dis die beeld wat ons kan neem van Maas wat ons leer lewe, van God wat ons leer lewe. Wat kan ons mekaar leer? Ons kan mekaar leer van liefde, van omgee, van teleurstellings, van mislukkings, van drome, van aanpassings, van volharding. En as ons dit reg kry, soos kleintjie wat leer vlieg eventueel, dan kry ons vlerke. Hierdie aanvanklike ervaring dalk van verskrikking, word dan ervaring van
ek het leer vlieg. Ek het vlerke gekry wat ek kan sprei. So kom ons leer mekaar lewe, soos God doen en soos ma's dit doen. 'n vierde eienskap van God wat met moederwees te doen het, gaan oor skep vir mekaar 'n ruimte van loyale sorg. Ons kan die gedagte in Jesaja 49, vers 15 tot 16. Die Here sê, kan 'n vrou haar eie baba vergeet, haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Selfs al sou so iets kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Hierdie teks wil sê, 'n ma is tog die simbool van loyale sorg. Dan sê die Here, tog gebeur hierdie onmoontlike soms ook, van 'n ma wat 'n kind vergeet. Vergeet beteken, ek verwaarloos my kind, ek verwerp my kind, ek laat my kind in die steek. God sê, hy sal dit nooit doen nie. Aan die ene kant vergeet God inderdaad ons foute, ons tekortkominge, hy vergewe ons, maar die Here sê, ons as mense sal hy nooit vergeet nie. Hy sal ons nie verwaarloos nie, hy sal ons nie in die steek laat nie. Hy doen meer as dit. Hy skryf ons naam in sy handpalms om homself aan ons te herinner. Dit is soos ons 'n reminder op 'n selfoon sit. Die Here doen moeite om ons te onthou. Om ons te onthou, om ons te sien, om op te tree, om vir ons te sorg. En dis ons uitnodiging. Kom ons wees soos God en kom ons wees soos ma's die toppunt van loyale sorg. Dink aan die tyd waarin ons lewe. Ons het nogal 'n behoefte aan loyaliteit. Loyaliteit van mense. Ons vra, sal die regering loyaal wees aan mense in hierdie tyd? Sal ons as vriende en medegelowiges loyaal aan mekaar wees? Sal mense wat dieselfde belang as ons deel aan mekaar loyaal wees? Ons het 'n behoefte daar. Ons het 'n behoefte om te weet God gaan loyaal bly in 'n tyd soos hierdie, in 'n tyd van krisis, soos wat hy sê. En dis ons uitnodiging. Kom ons wees self die toppunt van loyale sorg, sodat ons van ma's leer soos wat ons van God as 'n moeder leer. En hierdie sorg, hierdie loyale sorg het baie komponente. Ons kan vir mekaar sorg deur mekaar te leer om lief te hê, om ware te gaan lewe, om nie net in jou eie belange nie, maar kan die van ander te dink, om mense van ons woord te wees, om dit gewoon met integriteit te lewe, dan kan ons loyale sorg doen. En dan skep ons 'n beter wêreld, 'n veilige wêreld, omdat ons bietjie soos God is, wat ook 'n moeder is en soos ma's van hierdie wêreld is. 'n Laaste wat ons kan leer van God as moeder is, skep 'n veilige ruimte. Ons kan dit in Jesaja 66 vers 13, daar staan, soos 'n moeder haar kind veilig laat voel, so laat ek julle veilig voel. In 'n tyd soos hierdie voel ons regtig onveilig, want ons lewe het onseker geraak. Ons weet nie waartoe gaan die lewe nie, ons weet nie gaan dit oor 'n jaar lyk nie, ons weet nie hoe gaan die toekoms ontvou nie, ons weet nie hoe gaan die lewe ontvang nie. Dit is 'n tyd van onsekerheid, daarom het ons 'n groot behoefte aan veiligheid. En dit vind ons by God. So 'n mooi toespeling ook hiervan in Psalm 131 waar daar staan, ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Dit gaan in die Psalm oor 'n kind wat reeds gespeen is. Nou die drinkery en ma is nou verby. Die kind het nie meer hierdie obsessie, hierdie gepreokkupasie om net te kan drink aan ma nie. Die kind is nou by ma, maar hy is rustig want hy is versorg. Die ma is nou 'n simbool van sorg en van veiligheid. Hy is nie meer ingestel op dit wat sy ma vir hom kan gee. Dis 'n mooi beskrywing van ons verhouding met God. Ons is nie meer kleuters in ons verhouding met God nie. Ons is met ander woorde nie meer net ingestel op behoeftebevrediging nie, op al die goed wat God vir ons moet gee nie. Ons is nie meer soos kinders wat tantrums gooi as die Here nie doen wat ons wil hê hy moet doen nie. Ons is rustig by God. Ons het tevredenheid gevind. Want God gee vir ons 'n gesonde identiteit. Mense wat tuis kom by hom, wat veilig is by hom, wat weet by hom is liefde en versorging. Daarom fokus op God self, nie net die goed wat hy vir ons moet gee waarmee ons moet seën nie. Dan het ons 'n veilige ruimte by God. En dis ons uitnodigings. Kom ons skep vir mense in hierdie tyd 'n veilige ruimte. Hoe doen ons dit? Ek dink daar's 'n paar merkes. Eers 'n paar moenie katastrofeer oor die huidige situasie nie. Moenie inligting aanvaar of deurgee wat nie geverifieer is nie. Moenie jou ore uitleen aan onkundige mense nie. Positief gesê, onderskei wat werklik belangrik is vir jou. Wat het jy regtig nodig om veilig te wees? Vra dit van die Here. En kom ons bemoedig mekaar met die beloftes van die Here. Dan kan ons 'n veilige ruimte skep waar ons almal veilig kan lewe. Kom ons sluit af met seker die bekendste gedig oor moederskap in Afrikaans, gedig van Antjie Krog.
En dis net getiteld Ma. Kom ek lees dit. Ma, ek skryf vir jou 'n gedig. Sonder fancy leestekens. Sonder woorde wat rym. Sonder bywoorde. Net sommer 'n kalfvoet gedig. Want jy maak my groot in jou krom klein handjies. Jy bytel my met jou swart oë en spits woorde. Jy draai jou leiklipkop, jy lag en breek my tente op. Maar jy offer my elke aand vir jou Here God. Jou musie oor is my enigste telefoon. Jou huis my enigste Bybel. Jou naam my breekwater teen die lewe. Ek is so jammer, mamma, dat ek nie is wat ek graag vir jou wil wees nie. Nou, ek dink op Boeddhisme kan ons al identifiseer met die motiewe van hierdie gedig. Dit is opreg. Daar is 'n egtheid in hierdie gedig. Ook 'n stukkie jammerte oor teleurstelling, omdat sy nie is wat sy dink sy kan wees in verhouding met haar ma. Maar ons identifiseer met die gedig en sê ja, ons wil fokus op lewe. Soos wat 'n ma doen, soos wat God doen. Kies die lewe, dis wat ons dan sê vanmôre. Kies die lewe, skep ruimtes van lewe, 'n ruimte van liefde, van tuiswees, van leerlewe, van loyale sorg, van veilig wees. Kom ons help en kom ons skep so 'n lewe vir mekaar, dat ons 'n beter wêreld kan hê, 'n gesonder wêreld kan hê. Mag dit so wees vir jou. Kom ons bid saam. Ons Here, dankie dat ons aan U kan dink as die bron van lewe, een wat nie net vir ons lewe gee nie, maar wat ook daardie lewe in stand hou. Dankie dat U ons ook mense gemaak het om soos U te wees. Mense wat kan lief hê, mense wat kan sorg, mense wat kan dien, mense wat kan kies vir die lewe. Ons eer die geleentheid dat ons ook in hierdie lewe verteenwoordigers van lewe kan wees. Daarom sê ons ook vanmôre dankie vir ma's. Ma's wat lewe bring, wat lewe in stand hou, wat leiding gee, wat voed, wat versorg, wat ruimte skep vir ons as mense net vlerke kan hê en die lewe kan omhels. Seën daarom die moeders van hierdie wêreld. Ons bid vir ons wêreld, Here. Dit gaan moeilik, dis onseker. Daar's baie vrae, daar's baie bekommernisse. Ons het groot behoeftes aan waarborge, aan 'n visie van die toekoms. Hou vir ons vas, Here. Maak ons sterk met U liefde en met U genade. Sien die mense wat besluite neem in ons land, wat ander se lewens gaan raak. Sien ons wanneer ons weer meer en meer begin werk, wanneer die lewe meer oopgaan, dat ons regtig sal fokus op lewe. Van hierdie wêreld 'n plek te maak waar lewe seëvier en nie die dood nie. En dankie Here Jesus dat U ons iets kom leer het van dit, dat U self deur moeilike tye gaan het en deur die dood gegaan het om uiteindelik te seëvier en lewe te laat seëvier. Dankie dat ons by U kan leer. Heilige Gees, wees ons trooster in die dae, wat ons herinner aan ons Vader se beloftes, wat ons herinner aan Jesus se oorwinning, wat ons help om in elke situasie, soos die kinders te lewe en lewe te kan bring. Ons bid so in U naam, Here Jesus. Amen. En nou gee ek weer die Here se seën vir jou, dat dit kan goed gaan met jou. Onthou, dit is 'n toesegging van die Here, en hy wil graag dit vir jou gee, dat jy daaruit kan gaan lewe. Daarom die Here sal julle seën en julle beskerm, die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees, die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Goed, ek wil net 'n paar afkondigings onder julle aandag bring. Ons wil dankie sê vir al die ondersteuning nog in die gemeente, veral die finansiële ondersteuning, dat ons kan aanhou funksioneer. Dankie daarvoor. Dankie vir voortgesette ondersteuning. Kyk maar na die inligting wat ons jou deurgee oor hoe jy ook jou dankoffer kan gee en hoe jy op daardie manier betrokke kan wees. En lees asseblief inligting wat deurkom rondom hoe ons mense versorg, hoe jy self versorg kan word. Janine gee gereeld vir ons met WhatsApp inligting daaroor. Kyk daarna, kyk hoe jy kan inskakel, kyk hoe jy die lewe omhels in hierdie tyd. Ons sal voortgaan om vir julle materiaal te stuur, oordenkings of stukke wat jy kan lees om jou ook gesond te hou. So, mag dit eers goed gaan met jou. Ons sien mekaar weer met Hemelvaartdag. Tot dan. Mag die Here jou seën.